Goeiemiddag almal. Ek sit hier by julle op hierdie Sondagmiddag en ek het die wonderlike voorreg om saam met familie 'n vuurtjie aan te steek. Soos ek in my vorige video vir julle gesê het, wil ek vir julle vandag graag met julle vandag bespreek oor vrees. Wat sê julle dink daarvan as ek vir julle sê dat mense 'n perfekte lewe kan ervaar sonder vrees? Sal jy my glo as ek vir jou sê, ten spyte wat jy gisteraand op die nuus gesien het, jy nog steeds perfekte vrede kan ervaar? Is dit moontlik? Is dit onrealisties? Nee. Ek lees vir julle graag uit 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy sien, vrees is nie 'n reaksie op die eksterne omstandighede nie. Dit is 'n geestelike krag. Dit begin binne in 'n persoon. En dit is totaal afbreekend. In fact, vrede is Satan se primêre wapen. Vrede is die teenoorgestelde van geloof. Satan beweeg op 'n reaksie van vrees, terwyl God beweeg op 'n reaksie van geloof. 'n Baie goeie voorbeeld kan ons verkry word in Matteus 14, toe die Here Petrus uitgelooi het om uit die boot uit te klim en op die water uit te stap. Ek lees vir julle graag uit Matteus 14, verse 30 en 31. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: Here, red my! Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? Wat het Petrus in staat gestel om op die water te loop? Sy geloof in die woorde van Jesus. Wat het dit veroorsaak dat Petrus begin sink? Hy het die wind gesien en hy het bang geword. Dit was nie 'n sterk wind wat Petrus laat sink het nie. Dit was sy vrees vir die wind. Hy het na sy omstandighede gekyk, besluit om te vrees, en die resultaat was sy nederlaag. As Petrus sy geloof behou het hy op Jesus bly fokus het, sou hy geloof nooit gewankel het nie. Al het die wind in 'n tornado of 'n sikloon verander, sou Petrus nooit van koers afgewaai gewees het nie. As daar enige manier is, of rede is, wat die Satan jou oë van die woord van God kan afhou, sal hy definitief gebruik. Hy sal jou omstandighede rondom jou laat rondrol, soos 'n bootjie in 'n sikloon. Hy sal enigiets moontlik doen om jou te probeer te laat konsentreer op die realiteit van jou fisiese sintuie en die situasie wat afspeel rondom jou, in steede daarvan om die beloftes van God staat te maak. Want die Satan weet, as hy dit nie doen nie, gaan jy die beloftes van God neem en sy breins uitslaan met dit en hom vertrap. Dit is wat hy met Petrus gedoen het. Toe Petrus uit die boot klim, daardie dag op reaksie van Jesus se uitnodiging, wat het gebeur? Hy het reg oor op die water gestap sonder enige probleem. Petrus se hele wese het vasgehou aan God, sy woord en sy beloftes, sonder enige probleem, toe Jesus vir hom sê, kom. Maar toe hy vir 'n oomblik van daai belofte vergeet, het hy begin rondkyk en toe sien hy die storm. Hy het gekyk na die onmoontlik wat hy besig was om te doen. En dit was om water te loop. Julle moet onthou, Petrus was 'n visserman, so al sy opleiding ondervinding wat hy deur jare opgedoen het, weet hy, as die brander se sekere grootte is, sal die boot ondergaan. Petrus begin toe fokus op wat hy geweet het, op die natuurlike in plaas van wat Jesus gesê het. Toe hy dit doen, het sy geloof vir 'n oomblik uit rad geglip en hy het begin sink. Mense moet nie dat met jou gebeur nie. Wanneer jy jou openbaring deur die woord van God kry, hou vas aan dit. Moenie op iets anders fokus nie. Ons land beleef tans 'n orkaan van gebeurtenisse. En sosiale media mense wat negatief spreek oor die situasie waarin ons is en onsself heiliglik bevind, is soos die golwe van die see wat deur 'n sterk wind aangedryf word. Die duiwel sal enige iets doen om sy way te kry met jou en jou van koers af te dwing. Hy sal enige knoppie druk en jou herinner oor die dinge uit die verlede en jou probeer ooreed om daaroor op die ou manier tog te dink. Maar klou vas. Hou jou oë op die woord van God, tot dit binne in jou meer 'n werklikheid word as enigiets anders. As jy dit doen,
sal jy in staat wees om ver oor die water te loop. Geloof word ontwikkel deur te mediteer op die woord van God. Hierdie volgende versie sê dit vir ons net so mooi in Engels. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Romans 10, vers 17, the NIV Bible. Vrees word ontwikkel deur te fokus op Satan se leuns. Sulke vreesaanjaende meditasies word genoem bekommernis, of so party mense sal sê worries. Moet dit nie doen nie. Die woord van God is soos 'n swaard met 2 snykante. Gebruik dit om die Satan daarmee te verdryf. En elke keer as hy na jou toe kom, hou vas aan die skild van geregtigheid om die aanslag af te weer. Spreek woorde van geloof en vrees sal van julle af verdwyn. Kyk mense, dit is natuurlik om in vrees te lewe. Maar dis wat Psalm 23 so wonderlik is vir die Here net vir sê, ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So wat die beste is wat jy miskien moet doen is, as jy voel dinge raak net so te veel, maak jou oë toe, sit net stil, haal diep asem, kyk op na God en vra hom om jou te help. Ek seën julle in die naam van Jesus Christus. Tot ons mekaar weer sien.